Welkom by die Ligpunt Kerk podcast. As Ligpunt gemeente is dit ons begeerte om God te verheerlik deur disippels te wees wat disippels maak en 'n kerk te wees wat kerke plant. Geniet hierdie week se preek. Die Pasga van die Jode was op hande en Jesus het opgegaan na Jerusalem. Op die tempelterrein het hy verkopers van beeste, skape en duwe aangetref en ook die geldwisselaars wat daar sit. Daarop het hy 'n sweep van toue gemaak en almal van die tempelterrein weggejaag, ook die skape en die beeste. En die munte van die geldwisselaars het hy uitgegooi en die tafels omgekeer. Vir die wat duwe verkoop het hy gesê, vat hierdie goed hier weg. Hou op om die huis van my Vader 'n huis te maak waar handel gedryf word. Sy disippels het onthou dat daar geskryf staan, die hartstog vir u huis sal my verteer. Die Jode vra hom toe, met watter teken kan u vir ons bewys dat u hierdie dinge mag doen? Jesus het hulle geantwoord, breek hierdie tempel af en binne 3 dae sal ek dit opbou. Daarop het die Jode gesê, 46 jaar lank is aan hierdie tempel gebou en u sal dit binne 3 dae opbou? Maar hy het van die tempel van sy liggaam gepraat. Toe hy later uit die dood opgewek is, het sy disippels onthou dat hy dit gesê het. En hulle het die skrif en die woord wat Jesus gespreek het, geglo. Goeiemôre Ligpunt, goeiemôre besoekers wat dalk hier in die dorp is vir die Paasnaweek. Die Here was al reeds so goed vir ons vanoggend gewees soos wat ons saam is. Ons het lekker saam gesing. Die Here het ons ontmoet in sy in gebed saam en in die kuier voor die tyd en so dit is so lekker vir ons om julle hier so saam met ons te hê vandag. Vir alles wie vandag die eerste keer hier by ons is oor die Paasnaweek, baie welkom aan jou. En soos wat ons reeds gesê het en gesing het, ons dink vandag saam oor Jesus se opstanding, soos Elof van die begin gesê het, regtig die groot gebeurtenis in wêreldgeskiedenis saam met die kruis wat vir ons perspektief vir alles in hierdie lewe gee. So ons wil daaroor by stop nou en ook stil raak. So kom ek bid vir ons weer, kom ons vra dat die Here nou met ons ontmoet, kom ons bid en vra dat die Here met ons sal praat, soos wat ons onder sy woord ons lewens kom in neerlê. Vader, ons wil baie doelbewus ons plek ken in alle realiteit. En dit is op ons knieë onder u troon, soos wat u praat deur die woord. En so Here, ek bid vir elke liewe persoon hier, Here, die van ons wat op hierdie stadium vrywilliglik die knie buig voor koning Jesus, maar ook vir die van ons wat dalk nog nie heeltemal oortuig is dat Jesus die koning van alle konings en die koning van ons lewens behoort te wees nie. Here, sal u deur die Gees met ons kom ontmoet en kom help ons baie spesifiek vanoggend om gegeewe die realiteit van die opstanding van koning Jesus, Here, dat ons die wêreld en so ook ons lewens in die lig daarvan sal sien. Asseblief kom, o Gees, en kom werk in ons nou, ons bid dit in Jesus se goeie naam. Amen. Vriende, dit is natuurlik in hierdie Paasseisoen bevind ons onsself ook in vakansietyd. Nee, dis vakansietyd in 'n plek soos Suid-Afrika en een van die dinge wat amper synoniem is met vakansies, vir alles jy kinders het, dan is een van die dinge wat saam met vakansies gaan is 'n legkaarte oor vakansietye. Die hoogtepunt van enige legkaart bou natuurlik is daai laaste legkaartstukkie nie. Dis daai laaste legkaartstukkie wat jy insit en die bouprojek is voltooi en nie net is die projek dan voltooi nie, maar die volle prentjie kan gesien en geniet word. Maar seker een van die mees frustrerende dinge, ek weet nie of dit al met jou gebeur het nie, dit al met my gebeur is waar jy baie hard afstoof van 'n legkaart wat jy bou en alles is daar en dan sou daai een legkaartstuk wat nie daar is nie. So daai een legkaartstuk wat missing is. Die bouprojek kan nie voltooi word nie. Die volle prentjie kan nie gesien en geniet word nie. En ek begin hiermee, vriende, want ek dink hierdie beeld help ons om korrek te dink oor die opstanding van Jesus. Jesus se opstanding, vriende, is daardie kosbaarste van alle legkaartstukke
waarin alles anders wat God in hierdie wêreld te doen perfek bymekaar kom en wat jou en my help om die volle prentjie te sien en te geniet van dit wat God nie net in die wêreld reeds gedoen het nie, dit wat God nou besig is om te doen en waarheen alles anders in wêreldgeskiedenis op pad heen is. Die Nuwe Testament beskou die opstanding van Jesus as absoluut sentraal tot die goeie nuus van die Christelike geloof. Dit wat die Nuwe Testament noem die evangelie, die opstanding is 'n baie groot gedeelte van daardie goeie nuus van die Christelike geloof. Maar hoekom? En dit is wat ek wil hê ons vanoggend oor moet saam net weer nadink. Wat presies, vriende, is dit oor die opstanding van Jesus, wat dit regtig egte goeie nuus maak vir jou en vir my en vir almal en vir alles in hierdie wêreld. En dit is wat ons vandag oor nadink. Soos wat ons kyk na daai gedeelte wat vir ons gelees was in Johannes 2 vers 13 tot 22. Hou asseblief jou Bybel byderhand, hou asseblief jou teksgedeelte byderhand. Maar in hierdie gedeelte is dit presies wat ons sien. Hierdie opskrif daar in ons gedeeltes en in jou Bybels is 'n redelike bekende storie in die evangelies wat ons vind, wat se titel sê die Jesus se reiniging van die tempel. En ek wil hê ons moet baie spesifiek meeste van ons aandag gee aan daai een versie in vers 19 waar Jesus 'n baie belangrike aankondiging maak hierso. Wanneer Jesus in Johannes 2 vers 19 aankondig en sê, breek hierdie tempel af en binne 3 dae sal ek dit opbou. Nou die eerste ding wat ons moet besef, vriende, voordat ons nog by ons teksgedeelte vanoggend kom, is dat die tempel speel eintlik 'n baie groot rol in die evangelie van Johannes en in die konteks wat kom net voor ons gedeelte in Johannes hoofstuk 1. Johannes hoofstuk 1 is eintlik vol tempeltaal, as ons maar net die ore gehad het om dit te hoor. En so vinnig saam met my, kom ons gaan gou vinnig so deur Johannes hoofstuk 1. Johannes begin sy evangelie, vriende, met hierdie verstommende aankondiging. Dit is die heel eerste sinnetjie in die evangelie. Dit is verstommend. Die Christelike geloof sê, Jesus is niemand anderste as God self nie. Dis die aankondiging van die boek. Dat Jesus, Johannes 1 vers 1 tot 4, is die ewige woord wat van alle tye af bestaan het. Hy self was instrumenteel, sê Johannes vir ons, in die skepping van hierdie wêreld. En die woordjie wêreld daar is die woordjie kosmos. Die ganse kosmos, wel, die seun, die ewige woord, was instrumenteel in die skepping van alles gewees. En dan, Johannes 1 vers 14, hierdie ewige woord, God self, het in die persoon van Jesus toe vlees geword en hy het onder ons kom woon. Baie van julle sal weet, die woordjie woon daar in Johannes 1 vers 14 is die woordjie in die Grieks, die woordjie tabernakel. Dat God het in die persoon van Jesus hier op aarde toe kom tabernakel. Jy sien, Jesus, sê Johannes vir jou en vir my, was nie net 'n persoon nie, maar Jesus is ook die plek. Jesus is die plek waar God en mense in mekaar se teenwoordigheid kan wees, waar God en mens nou versoen met mekaar kan wees, verenig met mekaar kan wees, in verhouding met mekaar kan lewe. En dit is dan presies wat Jesus ook vir ons sê, bietjie later in Johannes 1. Johannes 1 vers 51. Ja, as jy jou Bybel het, kan jy daar so sien, maar Jesus praat met Nathanael, een van sy eerste disippels, en Jesus sê vir Nathanael, Nathanael, jy moet mooi verstaan wie ek is. Ek is die plek waar God en mense op aarde gaan ontmoet. En so Jesus gaan terug na Genesis 28 toe, waar ons 'n bekende storie het van Abraham, nie van Abraham nie, van Jakob. En Jakob een aand besluit om 'n slaapie te vang daar in die middel van nêrens nie, en hy het 'n droom. En in die droom is daar 'n leer wat hemel en aarde verbind, en die engele loop op en af op die leer, en Jakob word wakker en hy verstaan wat die droom beteken. Hy sê, ek gaan hierdie plek Bet-El noem. Ek noem hierdie plek die huis van God. En dit is dan wat Jesus sê vir Nathanael in die begin van hoofstuk 1. Hy sê, ek is daar die leer wat hemel en aarde verbind. Ek is Bet-El, ek is die huis van God. En vriende, dit is wat ek en jy moet verstaan, soos wat ons kom by hierdie gedeelte wat vir ons gelees was. Waar Jesus dan kom in Johannes 2
En dit help ons om te verstaan, alles wat Jesus dan kom doen, soos wat hy by die tempel aankom, die huis van God aankom, en alles wat Jesus dan hierso ook vir jou en vir my dan sê. So kyk asseblief daar, kom ons tel die storie op, onthou ons werk eintlik na vers 19 toe. Maar kom ons probeer sien wat daar gebeur. En ons is in Johannes 2 vers 13 tot 22. Johannes vertel vir ons, dit was die tyd van die Pasga gewees. Dit was die tyd waar al die Jode na Jerusalem toe gegaan het, en so het Jesus ook na Jerusalem toe gegaan, om te gaan na die tempel toe, om die Here te gaan bid. Maar toe Jesus aankom, vriende, by die tempel, toe was sy hart diep gegrief gewees. Sy siel was gegrief gewees. Want wat Jesus gesien het by die tempelterrein, dit was asof die Jode van die tempel in 'n tipe van 'n Disney wêreld omskep het. Wat die Jode gedoen het, is hulle het 'n godsdienstige kommersiële industrie geskep, wat eintlik baie meer gegaan het oor die bou van hulle eie koninkryke, as wat dit moes gegaan het oor die bou van God se koninkryk. En so wat Jesus dan doen, is Jesus in 'n vervulling van 'n klomp Ou Testament profesieë oor dit wat die Messias sal doen wanneer hy sal kom. Hy sal kom en hy gaan God se huis kom skoonmaak. Gaan Jesus dan en hy vleg net daar en dan, kan jy dit imagine? Jesus gaan en hy vleg 'n sweep. En Jesus kom en sy bloed kook. En hy vat daai sweep en hy jaag alles en almal uit die tempelterrein uit. Die teks sê daar vir jou en vir my dat Jesus gaan en hy vat die munte van die geldwisselaars en hy gooi dit uit die tempelterrein uit. En Jesus gaan daar en hy keer die tafels om. En Jesus sê nie net nie, hy teen en roep hierdie uit. Kyk aan vers 16. Jesus sê daar so, vat hierdie goed hier weg. Hou op om die huis van my Vader 'n huis te maak waar handel gedryf word. Nou vriende, ons moet dit verstaan, die Jode daar het hulle Ou Testamente baie goed geken. Die Jode het presies verstaan wat Jesus se optrede hier geïnsinueer het. Hulle het geweet van die profesieë in die Ou Testament en in Psalms wat sê dat die Messias gaan eendag kom en hy gaan die tempel kom reinig, en dit is wat hulle daar in vers 18 van ons gedeelte dan vir Jesus eintlik so 'n bietjie meer uitdaag. Jy sien wat die Jode daar so sê in vers 18 vir Jesus, hulle sê, Jesus, wie dink jy is jy? Wie gee vir jou die reg om hier te kom Messias speel hier by die tempel? Jesus gee vir ons 'n teken, vers 18, as 'n bewys dat jy God se beloofde verlosser koning is, en dit is dan waarop Jesus dan hierdie aankondiging maak, vers 19. Jesus sê, breek hierdie tempel af en binne 3 dae sal ek dit opbou. Nou vriende, as jy na die storie kyk, is baie duidelik dat die Jode, as jy na vers 20 kyk, het nie verstaan wat Jesus met die woorde van vers 19 bedoel het nie. Hulle dink hy verstaan nie hoe hy die tempel gaan so vinnig weer opbou nie. Dis baie duidelik, sê vers 21 en vers 22, sê Johannes vir ons dat Jesus se eie disippels het nie op daardie stadium verstaan wat Jesus bedoel het nie. Maar sê Johannes vir ons, na Jesus se letterlike, liggaamlike opstanding uit die dood uit het die penny gedrop vir sy disippels. En toe het Jesus se disippels verstaan dat die tempel waarvan Jesus eintlik praat, wat die ware tempel is niks anders as hy self nie, sy liggaam nie. Hy is, soos hy reeds gesê het, en soos wat Johannes vir ons gesê het, hy is die huis van God. Vriende, maar hier is die uitdaging vir ons, wat ons die res van ons tyd vanoggend aan gaan spandeer. Ek dink ons hoor Jesus se woorde in Johannes 2 vers 19, en ons half kan voel dat dit moet belangrik wees, maar as ons moet eerlik wees, slaan dit ons nie regtig tussen die oë nie. Dit maak nie heeltemal vir ons lekker sin nie, ons weet dit behoort goeie nuus te wees, maar as ons moet eerlik wees, dit voel nie heeltemal vir ons as goeie nuus nie. Okay, Jesus is die ware tempel van God, wat opgerig is, maar ons voel dit nie regtig nie. Ek dink 'n groot rede hoekom ons dit nie heeltemal as goeie nuus ervaar nie, is omdat ons as hedendaagse westerlinge nie altyd 'n baie goeie begrip het oor wat die tempel beteken het vir Jode in die Ou Testament nie. En dit is wat ek ons van wil oortuig, en hierdie is so belangrik vir ons om regtig die gewig te voel van Johannes 2 vers 19. Hoor asseblief tog mooi vriende, vir ons om Jesus se opstanding ten volle te waardeer, het ons nodig om te verstaan wat die tempel vir die Jode gesimboliseer het en wat die tempel vir die Jode geantisipeer het.
So eerstens dan, die tempel, vriende, het God se oorspronklike goeie skepping gesimboliseer. Ek weet nie of dit is hoe jy dink oor die tempel nie, maar dit is hoe ons behoort, dit is hoe die Jode oor die tempel gedink het. Die tempel was vir die Jode soos 'n tipe van 'n replika van Eden gewees. Onthou, Eden was God se oorspronklike huis, waar God saam met mense gewoon het, waar ware aanbidding geskied het en waar hulle gemeenskap met God geniet het. En die tempel vir die Jode was 'n plek wat heeltyd hulle herinner het aan God se oorspronklike huis saam met die mens. En vriende, dit is hoekom die tempel se ontwerp was soos wat die tempel geontwerp was. Kyk saam met my op die skerm. Die tempel, toe hulle die argitekte gesit het en die tempel geteken het, toe was die bloudruk vir die tempel was die tuin van Eden. Jy sien, die land van Israel, die droë land van Genesis 1, versin 'n beeld. Die voorhof van die tempel het die land van Eden, Genesis 2 vers 8, versin 'n beeld. Die heilige plek het die tuin van Eden, versin 'n beeld. Die allerheiligste, die plek waar die boom van die lewe en die boom van goed en kwaad was, versin 'n beeld. Die hele ding was so gedesign, gebou, dat hulle heeltyd die storie van Genesis 1 en 2 moes onthou. Dit is hoekom die ingang van die tempel is waar die ingang van die tempel was en nog steeds is, aan die ooste kant, want sê Genesis 3 vers 24, die ingang tot die tuin van Eden was aan die ooste kant gewees. Maar dit is ook, vriende, hoekom die tempel se versiering beide buite en binne was wat dit was. As jy 'n prentjie al gesien het van die tabernakel of die tempel, dan daar by die oostelike ingang het jy hierdie sketse, hierdie kunswerk van gerubs. Want natuurlik, Genesis 3 vers 24, het God gerubs daar geplaas by die oostelike ingang van die tuin van Eden, sodat 'n sondige mense en 'n onreine mense nie kom in sy heilige plek in nie. En dit is hoekom in die buitekant van die tabernakel en die tempel het jy kunswerke en tekeninge van bome en blare en vrugte, want natuurlik is dit besig om vir Israel van ouds en vir ons te herinner aan die plantegroei van Eden. En dit is hoekom as jy ingestap het daar by die tabernakel en by die tempel, dan was die vloer en alles daarin was goud en edels gesteentes, want so was dit gewees. Genesis 2 vers 12 in die tuin van Eden. En dit is hoekom as jy in die heilige plek ingestap het, is daar 'n lampstander, en die lampstander lyk soos 'n boom wat vrug dra, want dit simboliseer, Genesis 2 vers 9, die boom van die lewe. En as jy die hoëpriester was, wat in die allerheiligste kan ingaan, waar die ark is, en binne in die ark is die Torah, is die wet, wel dit het die boom van kennis en goed en kwaad vir 'n beeld, wat nie toeganklik is tot die mens nie. Vriende, dit is hoekom die tempelpriesters gedoen het wat hulle gedoen het. Die tempelpriesters, die hele taal reg deur die Ou Testament, die fisiese woorde wat die tempelpriesters se werk in die tempel beskryf, is presies dieselfde woorde, die taal van Adam en Eva se werk wat God hulle gegee het, Genesis 2 vers 15 in die tuin. Maar onthou, nou is ons terug by die Jode het nie net teruggekyk as dit ware na Eden toe, soos wat hulle by die tempel was nie, hulle het ook vorentoe gekyk. Vriende, die tempel het God se toekomstige goeie skepping geantisipeer. Die tempel was ook 'n tipe van 'n voorsmaakie gewees van Eden 2.0. Die uiteindelike huis wat kom, waar God en sy mense saam gaan woon, waar perfekte aanbidding gaan wees en waar gemeenskap tussen God en sy mense geniet sal word. En vriende, dit is hoekom die profeet Esegiel, en seker die bekendste tempelteks in die Ou Testament, vir 8 hoofstukke lank in Esegiel 40 tot 48, kom Esegiel hoofstuk 47 en hy sien die toekomstige tempel, die eindtyd tempel. Maar dis 'n snaakse tempel, want tussen die tempel, in die middel van die tempel is daar 'n rivier, wat vloei net soos die rivier in Eden. En daai rivier vloei uit die tempel uit, en oral waar die rivier vloei,
is herskepping besig om te gebeur. Alles is besig om te lewe en te floreer. Dis hoekom Jesaja sy boek, sy profesie eindig met 'n nuwe aarde. En God, Jesaja 66 vers 1 sê, dat daar in die nuwe hemel en aarde gaan hy nie meer 'n fisiese tempel hê nie, van die hele hemel en die hele aarde sal sy tempel wees. En vriende, dit is hoekom die einste Johannes, wat Johannes 2 vir ons geskryf het, in sy heel laaste boek, die boek Openbaring, in die laaste hoofstukke van daai boek, Openbaring 21 en 22, kom Johannes en hy in sy visioen sien 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde. God se ewige woning wat beskryf word daar as God se ewige tempeltuin. En daai woning van God, geen meer sonde, geen meer swaar kry, geen meer Satan nie. Vriende, nou in die lig van dit, nou is ek en jy reg om Jesus se woorde te hoor. Nou kan ons hoor wat Jesus sê. Dit is wat die Jode sou verstaan het, en ten minste wat die Jode met die Gees na die tyd verstaan het. As hulle het verstaan dat as Jesus in Johannes 2 vers 19 vir ons sê, breek hierdie tempel af en binne 3 dae sal ek dit opbou. En vriende, as Johannes vir ons sê, Jesus verwys na homself as die ware tempel, en dat hy gaan die ware tempel opbou wanneer hy uit die dood uit opstaan, vriende, dan is hierdie die goeie nuus van die opstanding vir jou en vir my en vir almal en vir alles in die wêreld. Vriende, die opstanding van Jesus beteken vir ons die einde van 'n gevalle en 'n gebroke wêreld is in sig. Die opstanding van Jesus is 'n aankondiging vir jou en vir my, dat 'n nuwe hemel en aarde is besig om in te breek. Eintlik nie inbreek nie, is besig om uit te breek. Soos wat Jesus in hierdie gevalle gebroke wêreld gaan uitbreek uit die graf uit, breek 'n nuwe hemel en 'n aarde uit. Vanuit hierdie wêreld uit, tot hy eendag ten volle sal realiseer. Vriende, dit is die kosmiese implikasies van Jesus se opstanding. Ek is seker dat baie van julle, meeste van julle het al The Lion, the Witch and the Wardrobe of gelees, of jy die rolprent ten minste gesien, maar natuurlik in The Lion, the Witch and the Wardrobe het jy die klimaks gedeelte in die storie, is waar Aslan, wat natuurlik Jesus verteenwoordig, Aslan word op 'n kliptafel neergelê en deur die White Witch doodgemaak. En die rede daarvoor is, want Edmund, een van die mense kinders, het gesondig. Hy het gegaan teen wat genoem word die Deep Magic van Narnia, en volgens die Deep Magic van Narnia moet hy doodgemaak word. Maar Aslan maak dan 'n deal met die White Witch en sterf in die plek van Edmund. En hy word daar op die kliptafel, word die leeu doodgemaak. En die White Witch is opgewonde daaroor. Sy kan nie glo dat hierdie Aslan so stupid is nie, want nou kan sy regeer in Narnia vir ewig. En almal gaan weg. Al wie oorbly daar by die kliptafel met die dooie leeu op die kliptafel is Lucy en haar suster Susan. En dan gebeur iets wat hulle nie verwag nie. Aslan staan op en hy lewe weer. Hulle vra vir hom, maar jy was dan dood, hoe kan jy weer lewe? En Aslan sê vir hulle, daar is 'n dieper magic waarvan die White Witch nie bewus is nie. Hoor hierdie woorde wat Aslan vir Susan en vir Lucy dan sê. Aslan sê vir hulle, when a willing victim who had committed no treachery was killed in a traitor's stead, the stone table would crack and death itself would start working backward. Vriendin, is dit hoe ons oor die opstanding van Jesus dink? Die opstanding van Jesus is die unieke plek in wêreldgeskiedenis waar dood besig is om terugwaarts te werk. As jy daar dink op 'n tydlyn met die sondeval, toe sonde in die wêreld kom, is dood gebore, en dood is 'n monster wat gegroei het, groter en sterker, en die dood het gedink dat sy grootste oorwinning is daar 2 dae terug op Goeie Vrydag op die kruisdood van Jesus.
Maar dit was eintlik die dood se ondergang, want die leeu het uit die dood uit opgestaan. Soos Paulus sê, die opstanding van Jesus is waar die angel getrek word en waar dood se dag getel is. Die opstanding van Jesus is daar waar die dood begin om dood te gaan. Vriende, dood is besig om dood te gaan. En daar gaan 'n dag kom wat dood se laaste asem uitgeblaas is, en danksy die opstanding van Jesus is 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde. En dit is wat Jesus aankondig in ons gedeelte. In Johannes 2 vers 19, vriende, daar is nie beter nuus vir jou, vir my en vir almal en vir alles in hierdie kosmos soos die opstanding van Jesus nie. Jy sien, ek hoef nie een van ons te oortuig nie, dat ons lewe in 'n totale gebroke en in 'n gevalle wêreld. Ek dink elkeen van ons is so pynvol bewus daarvan. Orals om ons sien ek en jy dood. Fisiese dood, emosionele dood, geestelike dood. Ons almal is pynvol bewus daarvan. Elke keer wat ek en jy hoor van nog 'n oorlog, daar ver weg of hier naby, hongersnood, armoede, korrupsie, misdaad, geweld, siekte, pes, kieme, kanker, aardbewings en tsunamies, egbreek en egskeiding, vriende en familie wat vervreem is vir mekaar, oral in hierdie wêreld, vriende, sien ek en jy die vingerafdrukke van dood. En kom ons wees eerlik met onsself, ons sê dit vir mekaar baie as ons mekaar gesels, dit los jou en my moeg en dit los ons moedeloos. Ek en jy voel totaal en al hopeloos. Vriende, die opstanding van Jesus sê vir jou en vir my, so sleg soos wat dit voel, soos wat dit vir jou en vir my voel, alles in hierdie wêreld is besig om uitmekaar uit te rafel. Dink oor jou eie lewe, selfs jou fisiese liggaam, maar jou verhoudings en die wêreld om jou. Vriende, voel ons almal nie net asof alles is besig om net uit te rafel nie, te decompose, te degenereer nie. Vriende, daar's goeie nuus vir jou en vir my. Jesus het opgestaan. Jesus het opgestaan en het 'n nuwe wêreld ingebring. Die dae van degenerering voel vir ons baie, maar dit raak minder en daar gaan 'n dag wees wat dit glad nie meer hier gaan wees nie. Dis goeie nuus. Dit is goeie nuus. Vriende, dit is 'n waarheid wat vir jou en vir my in hierdie skynbare hopelose wêreld lewende hoop kan gee. Dit was vroeër genoem, Natalie het dit genoem. Kyk saam met my op die skerm na daai woorde van 1 Petrus 1 vers 3 tot 4. Hoor hoe dit die aankondiging van die Christelike geloof is. Lofwaardig is God en Vader van ons Here Jesus Christus. Met ander woorde, prys die Here vir Jesus. Hoekom? Want dit is hy, God die Vader, wat ons in sy groot ontferming deur die opstanding van Jesus Christus uit die dood uit opnuut verwek het, sodat ons 'n lewende hoop mag hê, op 'n erfenis wat nooit vergaan nie, wat nooit sal besmet word nie, nooit sal verwelk nie, en wat heiliglik tans in die hemel vir julle in bewaring gehou word. Vriende, Jesus se opstanding vir jou en vir my, dit is wat ek ons tot wil roep vandag. Kom ons wees mense wat vir mekaar dit sê en dit vir onsself sê, Jesus het opgestaan. Dit voel vir ons asof ons nie hoop het nie, maar daar is lewende hoop vir jou en vir my, want Jesus lewe. Jesus het opgestaan. Sien jy daarso wat Petrus vir ons sê? Jesus se opstanding kan vir jou en vir my op 2 maniere. Daar's 2 aspekte van hierdie lewende hoop vir jou en vir my. Jesus se opstanding in die eerste plek beteken dat ons, elkeen van ons, kan nou reeds lewend gemaak word. Ons kan nou reeds uit die dood uit opgewek word. Dis treffend in die storie van Narnia. Wat gebeur? Wat doen Aslan direk nadat hy uit die dood uit opstaan? Aslan hardloop deur Narnia en oral vind hy hierdie klipstandbeelde. Soos wat alles wat in Narnia gebly het, verander is in klip.
deur die White Witch, en Aslan, die opgestane leeu, kom en hy blaas lewe. Hy gee nuwe lewe en alles in Narnia word weer lewendig. Vriende, dit is wat Jesus, net omdat hy opgestaan het uit die dood uit, kan doen vir jou en vir my. Dieselfde gees wat Jesus uit die dood uit verwek het, kan jou en my tot nuwe lewe verwek. Kan ek jou vra, vriend, vriendin, lewe jy? Ek vra nie of jou hart tans klop nie. Lewe jy? Of is jou hart nog van klip? Die goeie nuus vir jou is, Jesus het opgestaan en hy kan nuwe lewe in jou blaas. Wie van ons wil nie nuut gemaak word nie? Ag, elkeen van ons is so bewus van ons gebrokenheid en ons smag na nuwe lewe. Die opgestane Jesus het opgestaan en sy gees kan jou lewend maak. Hoe kan Jesus jou lewend maak? Dis treffend, net die volgende hoofstuk na Johannes 2 praat Jesus van die wedergeboorte. 'n Man, Nicodemus, baie godsdienstige ou, by the way, kom na Jesus toe. Maar hy verstaan nog nie lekker nie. Jesus sê vir hom, jy het nodig om wedergebore te word. Daai werkwoord daar is iets wat ons moet doen, maar dit is in die passief. So dis nie eintlik iets wat jy doen nie. Jy kan nie eintlik jou wedergeboorte bewerkstellig nie. Dis in die passief, dis iets wat jy moet toelaat aan jou gedoen word. Jy sien, vir jou en vir my, om nuwe lewe te kry wat die opgestane Jesus kan doen, is dit ek en jy soos Nicodemus, net 'n mens moet wees om na Jesus toe te kom soos Nicodemus, wat luister na hom, met hom praat, wat selfs 'n klein bietjie worstel met Jesus. Johannes 3 vers 13 sê, fokus jou oë op die kruis van Jesus om lewe te ontvang. Johannes 3 vers 13 sê, soos wat die Jode in die woestyn besig was om dood te gaan, want die slange het hulle gebyt, so is ons mense, wat eintlik dood is, weens die slang, die Satan wat ons gebyt het, en ons kyk na Jesus, wat op Goeie Vrydag op die kruis opgelig is. Dit is daar, vriende, waar ek en jy begin vir Jesus leer ken, en met hom praat, en hom sien, die een wat dood gegaan het om lewe te bring. Dis daar waar die gees, waar die wind begin waai, en jou en my ook opstandings nuwe lewe kan gee. Vriend, vriendin, dit is wat jy kort, meer as enigiets anders in die lewe. Ek en jy kort nuwe lewe in Jesus en prys hom vir sy opstanding wat dit vir ons moontlik maak. Maar dan tweedens, vriende, Jesus se opstanding gee vir jou en vir my lewende hoop. Want dit sê vir jou en vir my, ek en jy het 'n fisiese, tasbare en 'n nuwe hemel en aarde erfenis wat nooit sal vergaan nie, nooit sal besmet of verwelk word nie. Hier is my laaste Narnia quote. Hoe eindig die Chronicles of the Narnia? Al die boeke eindig met die 4 kinders, met Lucy en met Susan en met Edmund en Peter. En al die Narnians, waar is hulle? Hulle is in die nuwe hemel en aarde. Dit is hoe die laaste boek, The Last Battle, eindig. En hierdie is die laaste paragraaf. So 'n pragtige manier om die reeks af te sluit. Soos wat hulle daar is, hoor wat sê C.S. Lewis in die laaste paragraaf, vir jou, vir my. C.S. Lewis skryf en hy sê, and for us, ons die lesers, and for us, this is the end of all the stories, and we can most truly say that they lived happily ever after. But for them, it was only the beginning of the real story. All their life in this world and all their adventures in Narnia had only been the cover and the title page. Now, at last, they were beginning chapter 1 of the great story which no one on earth has read, which goes on forever and in which every chapter is better than the one before. En ek wil vir jou sê, vriendin, as jy vandag vir die eerste keer, of as jy in die verlede al Christen, so baie bewus wat jy is van jou doodsbestaan nou,
As jy gekyk het na die Jesus op Goeie Vrydag wat dood gegaan het in jou plek en wat opgestaan het namens ons. As jy iemand is wat na hom kyk, dan is hierdie jou en my voorland. O vriende, ek en jy hoef nie hopeloos te wees nie. Daar's 'n nuwe hemel en aarde wat kom vir jou en my, 'n regtige, egtige wêreld. Soveel beter as nou, geen sonde, geen Satan, geen swaar kry nie. Net vrede en vreugde en totale florering vir alle ewigheid. En elke liewe dag daar sal beter wees as die dag voor dit. Vriende, ons het 'n lewende hoop. En hierdie land wat vir jou so hopeloos voel, dit is hoekom vandag saak maak. Jesus het opgestaan, die Satan en sonde het nie die laaste sê oor Suid-Afrika of planeet aarde nie. 'n Nuwe hemel en aarde is op pad, waar elke dag beter as die dag tevore gaan wees. En ek sluit hiermee af. Ek sluit af met die einste beeld wat ek mee begin het oor die legkaart. Want vriendin, ek dink ons almal, nee, ons lewens is eintlik ek en jy wat probeer om half die legkaartstukke wat ons gedeel is aan mekaar te sit. En kom ons wees eerlik met onsself, elkeen van ons hier, daar's legkaartstukke wat jy wens jy nie gedeel was nie. En jy kyk na hierdie bouprojek van jou lewe en daar's baie wat nie by mekaar kom nie. Daar's baie gedeeltes wat glad nie by mekaar kom. Jy weet nie om dit by mekaar te sit nie. En jy kyk na die prentjie wat jou lewe is, wat in mekaar gesit is. En jy kyk na daai prentjie en jy hou nie van wat jy sien nie. Jy hou nie van die prentjie nie. Vriende, die opstanding van Jesus is die legkaartstuk wat ek en jy almal kort. Dit is die legkaartstuk wat ons kort. Jesus se opstanding help nie net vir jou en vir my om sin te maak van die storie van die Bybel nie. Jesus se opstanding is daardie legkaartstuk wat jou en my help om sin te maak van die storie van ons eie lewens ook. Dit is in Jesus uiteindelik waarin ons gaan terugstaan en deur die opstanding wat uiteindelik selfs daai gedeeltes in hierdie skildery wat jou lewe is wat nie great lyk nie, waarin dit alles sy goeie plek gaan vind, maar die grootste en die laaste woord gaan wees, nuwe hemel en nuwe aarde, perfekte wêreld, saam met ons God, saam met sy mense vir alle ewigheid. Maar dit kan net jou prentjie en storie wees, as jy sê, prys die Here, Jesus het opgestaan. En so vriende, mag dit ons wees, dis my gebed vir elkeen van ons. Mag ons mense wat sê, prys die Here, lofwaardig is ons God, gegee die opstanding van Jesus ons koning. Kom ons bid saam. Ag Hemelse Vader, ons wil vir U loof en ons wil U prys vir U seun wat uit die dood uit opgestaan het vir ons en vir die ganse kosmos. O Gees van God, sal U ons nie onveranderd laat nie, maar 'n mense wat altyd lewe in die lig van die opstanding van ons koning. Vriende, Vader, elke dag behoort 'n goeie dag vir ons te wees, want Jesus het opgestaan. Here, help ons in die midde van wat ook al ons hopeloosheid mag wees wat ons ervaar, om te onthou dat Jesus het opgestaan en nou te lewe met die lewende hoop van die storie wat vir alle ewigheid vir ons net goed sal uitdraai. Ons loof en ons prys U, o God. U is 'n goeie Vader. Ons loof en prys U, o Jesus. Jesus, U alleen verdien elke aspek van ons lewens. Kom, o Gees, en maak ons mense wat Christus alleen aanbid en op Christus alleen vertrou. Doen daai werk in ons. Ons bid dit in U wonderlike naam. Amen. Vir meer inligting oor Lig.Kerk, besoek gerus ons webwerf op www.lig.com of kontak ons gerus by info@lig.com.